staan net so hoor van die woord van die Here. Wat hy vanmôre vir my sê, hierso, hy gee vir my 2 Timoteus 4 vanaf vers 1 tot 5. Hy sê, ek besweer jou dan voor God en die Here Jesus Christus, wat die lewende en die dode sal oordeel, by sy verskyning en sy koninkryk, verkondig die woord, al aantydig en ontydig, weerlê, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en lering. Want daar sal 'n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar omdat hulle gehoor gestreel wil wees vir hulle menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede en die oor sal afkeer van die waarheid en hulle sal wend tot fabels. Maar wees jy in alles ligter, ly verdrukking, doen die werk van die evangelis, vervul jou bediening. Geliefde, ek wil vir julle sê, daar's 2 kante in hierdie saak. Die laaste tyd ons leer, ons kerk is leeg, want mense soek predikers wat die ore streel. Aan die een kant kry jy hulle wat hulle sondes geregverdig wil hê, wat net wil hoor hoe ons gered is, hoe ons genadig is, hoe die Here ons skuld weggevat het, maar nie die aandeel wat ons daarin het om voor te lewe nie. Dan kry jy die ander kant van die saak, en dis sekere groep mense wat weer uitverkorenes wil wees, wat wil wees wat deur 'n sekere deel van 'n sekere groep en dit nie met ander wil deel nie. Dan kry jy weer 'n godsdienstgees wat inkom. Ek sal net die waarheid leer, of preek ek die kerk vol of ek preek om leeg, ek sal net die waarheid bring. Sluit die oor, kom ons bid saam. Hemelvader, ons kom na U toe en vra vir U, dat U verheerlik sal word in hierdie diens, dat die woord wat U gespreek word, deur die Heilige Gees aan my gegee, deur my sal kom, en dat ek geen valsheid sal spreek nie, anders vra ek U, om my te laat sluit, Here. Ek vra, Here, dat U gedagtes sal gevangen neem hier vanmôre, dat U elke hart gevangen sal neem, dat hulle die woord sal inneem, sal verstaan en sal ontvang, en dit agterna gaan ondersoek vir die waarheid. Nie sommer net aanvaar, die gaan ondersoek, Here, en dat die Gees van die Here die waarheid sal deurbring. Ek vra, Here, dat hierdie diens absoluut geseën sal word, maar dat U verheerlik word en niemand anders nie. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Amen. Here, ek sit plek in die prys die Here. Amen. Jy laat maar help. Is jy amen? Is jy hier? Halleluja. Ek as so baie evangeliste deesdae het agtergekom. Op sosiale media, op Facebook, op WhatsApp, op alles. Mense goeie sê, mooi versies, mooi boodskapie, of wat ook al die geval mag wees, share en daar is dat nie verkeerd nie. En so kry ek hierdie ding wat iemand 'n oulike dingetjie sê, hy sê daar, sonde is soos 'n kredietkaart. Sonde is soos 'n kredietkaart, jy geniet dit nou, en jy betaal later, met rente, met die Here. Maar dan praat sy ook op, dan sy sê 'n tweede ding, sy sê, God het stil geraak. Maar as jy daai ou wat sê God het stil geraak, bietjie vra, haal gou by jou Bybel of jy iets wys. Want dit gebeur dat persoon wat die Bybel moet gaan soek wat iewers onder die stof lê, omdat hulle eintlik nie besig is met die Here nie. Ek vra baie keer mense, waar is die woord, waar is die Bybel, dan kom hulle met hulle fone. Hey man, ek het die Bybel hier op my foon, en ek sommer verskeie vertalings. Prys die Here daarvoor, maar jy besig daarmee. As jy besig met die skrywer, want die woord van die Here sê in 1 Korintiërs 1, hy sê, ag in Johannes 1, hy sê, in die begin was die woord, en die woord was met God, en die woord was God. Vers 14 sê, God het vlees geword, of die woord het vlees geword, onder ons kom woord. Jy sê, die woord is lewe, die lewende woord van Jesus Christus, is nie besig met Jesus. Jy kan die Bybel oor onderhou. Jy kan op jou foon nie, met jy verhouding met die skrywer. Lees jy die woord, regtig. Dan ben jy die storie kyk, en dit is nie aangepas, om hier in te pas. Nou, ek wil vir julle sê, dat baie mense wat sal sê, maar so, jy doen het huisbesoek nie. Nou, ek wil sommer nou die gemeente vir jou gebruik, mense wat langer eens weet, jy moet my nooi. Want ek weet nie allemaal hou altyd van huisbesoek nie, nee. Ek het nou nie dat iemand gekontak wat uit die kerk het, kom aan die plek toe, sy het my nou nog nie geantwoord, ek wil graag weer gaan besoek. En so as hy brief van sê, ek mag nie kom, maar sy my ook nie nooi. Ek gaan nooit, ek maak nie oorlas van myself. Jy moet dan as ek pastoor, ek het huisbesoek nodig, of wat ook al, dan doen ek dit, of as jy my hier wil sien, is dit fijn. Dit is lekker om mense te weer kyk by huis. Maar ek gaan myself nie opdring nie. Maar in ieder geval, hierdie pastoor, is toe 'n nuwe pastoor in die kerk, en hy het al so 2 keer gepreek, en hierdie paar keer, hy vreeslik van, wie vrou dink jy, nee, hy preek te pragtig en te mooi. Ons moet ook 'n bietjie nooi vir huisbesoek. Maar nou die pastoor ook gesien, dat hy vorentoe kom, die vrou te mooi Bybel, die goue randjie, en die mooi
merkies van die vers, en so ek sien in die pragtige leeromhels, dit lyk soos 'n splinternuwe Bybel. Maar in elk geval hulle nooi hom in. Kom ons sê nou maar die Woensdag of wat ook al, gaan hy en hy gaan besoek hulle. Wie van julle het 'n spesiale, wie van julle is 'n maas, of wie van julle het 'n spesiale vertrek wat net vir die dominee is? My maas hier gaan, 2 huise. Kyk, jy trek nie as jy wees dan nie. Kyk, dit is 'n heilige plek daar. Dis net vir belangrike mense. Die enigste belangrike mense wat moet gekom is dominee en mevrou dominee. Nee, of die dominee, die dominee, en die ouderlinge en die diaken, maar dit ons sê sommer die gewone sitkamer wat hulle kom om te kollekteer. En dan sê jy, like moes jy om te kollekteer, dit is nog nie. Maar in elk geval, dan wil die beste lepeltjies uitgaan en die pielentjies en die koppietjies en die teetjies. Wat is die uiltee wat julle doen? Al die grand tees moet uitgaan vir hierdie vreeslike oulike mense. Maar in elk geval, nou word hierdie ou genooi, nou kom sit hy ook in die weer, hy sien, dis 'n mooi bord hier van Amsterdam, en daar is 'n ou swaardjie daar in 'n vertoonkas, en daar staan Parys op, en dan is daar 'n ding met 'n lepeltjie by die brug op, of die toring daar in Londen, en wat ook al, wat daar ook hervallen klok daar bo is, en soos al die sien, die mense definitief gereis. Hy kyk nou die goeie so, terwyl die tee nou gemaak word, en die vrou kom in, en sy sê, van haar man, hy moet die tee gaan haal, en die koekies en die beskuit, en terwyl hy gaan haal, begin hulle 'n bietjie gesels, en sy vertel net hoe hulle gereis het, en al die goede, te grand, maar in elk geval nou oor hierdie, gesels hulle oor goedjies bid saam, wat ook al die geval mag wees, en na 'n tyd kom hy, en hy sien maar die mooi Bybel, die vrou die pragtige Bybel wat die leer so aan. Maar waar in die saak, ons doen 'n huisbesoek, ons in die kerk, en ons leer mekaar nie beter ken. En aan die einde voor hy loop, sê die vrou, ag, wil jy nog 'n koppie tee drink? En hy sê, nee, dit sal lekker wees. En sy die man is daar uit en so, en hy kom terug, en hy drink die tee en alles, en hulle groet toe, hy gaan nou stap saam met mekaar toe, en die man gesels of so 'n bietjie met die pastoor, terwyl die vrou nou, kyk sy grand, as hy begin op klas om skoonmaak, nee. Alles die koppietjies word gewas. Kyk, Annemarie ken my ma. Die sy nou my oorlede moeder was verskriklik netjies, en my ma het haar nog nie op haar ergste geken. Sy het al baie mellow geraak, sou jy ken, en kyk sy is netjies. Maar al die vrou maak net op mooi skoon, alles. En toe die man in die huis kom sien, was sy vrou se mond is net so dik opgeblaas. En hy sê, wat gaan nou aan? En sy sê, nee, sy het nie van die pastoor. En die man sê, hoe kan jy dit nou sê? Jy het so lekker met op gesels, jy het mal oor sy preke, alles. Sy sê, nee, ek het van hom gehou, maar ek nam vingers. En sy sê, hoe kan jy nou sê, ek nam vingers? En sy sê, nee, jy sien daar in die vertoonkas, daar is 'n swaard gewees, so klein swaardjie gewees, Parys, daai is net weg. Die man sê, nee, man, die pastoor het gesteel nie. Hy lees seker eers rond jou, nou sê vir 'n beleder, kyk, maar daar plek is netjies. Sy sê, hoe kan jy nou vir my sê, dit lê rond, en ons het oor gesels. Die man sê, kyk, dan het die oude, ek sê, wat van ongeluk is sy saak gedruk, hy kyk en dan, wat ook al, ek sal hom vra, nee, jy weet het. Sondag kom in die kerk, en die man kom aan, het was gelyks maar ongemakkelijk en so, en hy kom alleen kerk toe. Die pastoor toch, hy vir niks sê, en na die diens vraag, meneer, ag broer, wat is fout? En hy sê, ag nee, niks, my vrou, en hy sê, die vrou, is hy siek of wat? Ja, nee, sy siek, en sy die kerk gekom het. En die pastoor besluit, dat hy nog so week los. Maar hy vraag van die broer, hy sê, ja, hy los het so week, nog week daarna, hier kom die broer weer alleen kerk. En sommer by die intrap slaap, nou die vrou, nou hierdie man van haar al lelijk uitgetrap in die week, omdat hy dit nou nie vir die pastoor gevraag oor die swaar, die was nou weg is. En die man voel me ongemakkelijk, maar hoe kan jy nie die pastoor vraag by die speel? En ja, maar nou kom hy, want sy kan nog gee vir moeilijkheid, kijk, dit is daar al verskynstaak aan die gang, nou moet hy maar, hy vraag die pastoor, ja, pastoor, jy nie jou kar of ek is een ornamentje of een ding gesien wat jy dan per ongeluk by ons gevat het, hy sê, nee, ek sal kyk, broer, en die broer is nou tevrede, want die pastoor weet nou daarvan en so, en hy volg die diens, en na die diens, kom die pastoor, en toe die broer wil groet, ek sê, die broer, wacht net, ek wil vir jou iets sê, daar is een ornamentje wat ek gevat het, jo, nou is die man geskok, hy sê, daar is so swaar, ja, dit is die swaar, hy sê, ek wil vir jou ding vraag, daar die Bybel wat jou vrou so, een mooi Bybel, is dit een speciale Bybel? Hy sê, ander Bybel sê oplees, nee, dit is haar Bybel. Hy sê, maar sê maar net vir die vrou, ek het daar die wapen, in haar wapen geplaas in Efesiërs 6, die wapenrusting van God. Met ander woorde, nou weet ek nie of die vrou agterna ooit die kerk gekom het, want eintlik het hy nou gewys, dat sy nooit daar Bybel oopmaak. Nee, die Bybel is so grand, dat hy word nooit opgemaak nie. En dan sy het die swaardjie gekry, om die swaardjie die pastoor daar ingesit, in haar Bybel die wapenrusting. Party mense se Bybels is net in staat te sê, maar net iets maar allemaal te wys.
Is jy ooit besig daarmee? Kyk, my ma self, wat baie lief vir die Bybel, maar vir die eerste keer vir ek gesien dat mense onderstreep, highlight in die Bybel, gedog, my ma het dit nie gelaik, en die kyk, die Bybel is 'n heilige boek. Maar dis tot ek ontmoeting met die Here gehad het. Nou, hierdie Here is redelik alright, maar my ander Bybels is bekrap hoor, maar nie omdat dit dood is, omdat jy moes 'n studie maak, jy besig is met die Here. God se stem raak stil, wanneer ons nie met hom besig is nie. Hy's 'n gentleman, hy druk hom in op jou nie. Dit is soos die huwelik, dit is hoekom ons moeder volgende week 'n troue. Ek praat gewoonlik hieroor. Hulle van mense sê die huwelik is 'n skaduwee, maar die Here het ingestel dat ons daai verhouding tussen die bruid en die bruidegom en die bruid moet leer ken, né? 'n Huwelik kan nie werk as ons nie kommunikeer met mekaar nie. As ons nie daagliks kommunikasie het nie, ons kan mekaar nooit leer ken as ons nie kommunikasie het met mekaar nie. Is dit nie so? Amen. Dit is so. En die Here het gegaan en hy het vir jou 'n prys betaal. Maar vir baie mense is dit al wat die Here is. Hy het my kredietkaart betaal. Dan wat ek nou gesê het. Maar hy het dit gesê, sonde is soos 'n kredietkaart, die geniet dit nou. My betaal later met rente. Maar weet jy wat is die betaling? Dis die dood. Die woord van die Here sê, luister, dis hoekom skuld eintlik nie 'n goeie ding is nie. Jy weet dat eintlik die skuld nie 'n goeie ding nie. Ek probeer om nie die skuld te kom nie. Maar die woord van die Here sê hier, hy sê in Spreuke 22 vers 7, die ryke heers oor die armes en hy wat leen is 'n slaaf van die man wat uitleen. Né? Met ander woorde, daai man het jou. Jy is onverskuldig. Nou ek sê altyd vir mense in ons lewe in 'n wêreld wat nie altyd moontlik is om nie te leen. Maar dan leen jy volgens jou vermoë. My pa het altyd gesê, as jy kom, ek sê vir my kinders ook, as jy nie, ek gaan 'n kar koop, gaan my R3000 'n maand kos, as hy spaar eers R3000 'n maand. Kyk eers of jy sonder daai geld kan klaar. As jy nie nou daar sal kan, hoe gaan jy dan? So jy moet dit kan bekostig, en dis oor 'n vaste periode, jy dit word uiteindelik afbetaal. Maar 'n kredietkaart is 'n bietjie 'n ander ding. Dis is soos 'n cashflow. Toe ek nog in die lugmag was, is daar een van my kollegas, 'n kaptein, wat 'n pakket vat in die lugmag, en hy sê toe, ek vra toe, wat gaan jy doen, vir jy geld belê? Hy sê, nee, hy gaan 'n cashflow, dis hierdie die crew uitleen, hy gaan dit, daai tyd was dit 'n nuwe ding gewees, hy gaan nou so iets begin, ek dink nie, dan gaan jy 'n bietjie meer rente kry as by die bank, maar ek het gedink, dit werk soos 'n gewone lening, wat jy oor 6 maande of oor 'n jaar, dan betaal jy dit af, tot ek van Rio ontmoet het, sy het hier gewerk vir 'n cashflow, mense het 'n sonde, want daai ou skoor net die eerste keer, daai pensionaris of wat ook al, hy kom leen R500, want hy is in die nood, of as iets laksie wat hy wil hê, en hy kom koop dit, en hy kom leen R500, nou na 'n maand, kom betaal hy daai hele R500 met die rente terug. Maar wat moet hy nou doen? Hy moet weer die R500 leen. En so gaan hy aan, eintlik betaal hy net rente, en kredietkaart wat presies self. Hoeveel mense het dit, jy het kredietkaart, en dit hoor jy van, dit is uitgematch, my kredietkaart is uitgematch. Wat is wat mense doen? Ek geniet dit nou, en dan betaal ek hele net rente, maar betaal nooit af. Sonde is so. Sonde is so. Die verskil is egter, nou staan die woord, die skuld daarvoor is die dood. Ek kan dit nou dat ek op my kop soek, is nie op my kop nie. In elk geval, die woord van die Here sê hierso, in Romeine 6, kyk wat sê Romeine 6 vers 23, want die loon van die sonde is die dood. Die loon van die sonde is die dood. Maar die genade van God is die ewige lewe in Christus Jesus, ons Here. Met ander woorde, hier is 'n maar. As jy nou gaan lees, 1 Johannes 1 of vers 8 sê vir ons, as ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. Vers 10 sê ook, as ons sê dat ons nie gesondig het nie, dan maak ons hom tot 'n leienaar en is sy woord nie in ons nie. Maar vers 9 gee die goeie nuus, hy sê as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Dis die goeie nuus. Ek preek sonde, onthou net sonde bly sonde. En vergeet ook dat dink sonde is weg. Nee. Dit is soos wanneer iemand wat jy jou kredietkaart klaar betaal het. Met rente en alles skuld jy niks. Maar dan gaan knip jou nie stukke nie. Jy gaan gebruik om weer. As jy maar weer. As jy maar weer sonde bly sonde. Mense hou nie altyd daarvan as 'n sonde preek nie, ons moet preek. Want ek nou gesê, die Here sê ook al my, ons moet mekaar nog steeds bewus maak van 'n sonde. Onthou net as jy in God se hand is, kan niemand jou God se hand redder nie. Maar hoe lyk jou dankbaarheid?
Hoe lyk jou dankbaarheid? Die vers het jou pa kom, en hy betaal jou kredietkaart, hy sê nee, my kind kry swaar, ek betaal die kredietkaart af, wegrente, finish en klaar, ek sê vir hom, my seun of my dogter, is nou betaal, klaar. Gaan vat nou die kredietkaart, gaan sny om stukke. Gaan gee hom vir die bank terug en sê, is klaar. Dit is wat die Here wil hê ons te doen, kos. Ek het dit klaar betaal, is die finish, wat klaar my. Maar nou gaan hy kind en hy bære die kredietkaart van what if. Nee, dis is so makliker. As wat ek van vooraf môre moet ook gaan aansoek doen vir lening en vir skuld, as ek dit is so klaar goed gekeer, ek bære hom maar daar iewers as ek nodig het. Wie gou gaan jy nodig kry? Sommige baie gou vir hom. As jy klaar maak met hom, jy gou vir nodig kry, is jy maar weer daar. En hoe dink jy gaan jou pa voel, as jy kredietkaart betaal, as jy uitvee, as jy maar weer in die skuld. Ek, man geken, hy het 3 seuns. En, nou moet ek sê, al sy seuns was maar swaar op hom gewees finansieel, maar veral die jongste. Nou betaal die pa vir hom, haal hom uit die moeilikheid uit. Gaan doen nie weer die volgende. Haal hom daar uit, betaal, en so het hy betaal vir gesorg sy hele lewe lang, en nooit klaar gemaak nie. En ek het gesien hoe dit daar die man bereken, hoe dit daar die man stikkend maak. Soveel so dat sy gees en sy vlees uiteindelik ingegee. Hy was in sy 70, hy sou self letterlik doodgewerk het, as God nie ingetree het nie. En toe kon hy vir 'n paar jaar by oord tot ruste kom, totdat hy uiteindelik gesterf het. Maar kan jy dit wat het daardie vader gedoen het, daardie kind wat net nooit, ek bly net help, hy bly net die hele tyd steun op my genade, die hele tyd op my geld, dis al wat hy wil hê is my geld. Hy wil nie my liefde hê, hy wil my nie lief hê nie, hy wil die hele tyd net op my geld steun. Dis hoe ons op God kom. Ons wil heel tyd net op die kruis, in die kruis. Ag die Here betaal, ag die Here het my so lief, ag die Here sal my vergewe. Ons maak nooit klaar daarmee. Dis hoe dit is. Kry mense wat nie uitkom. Dan vra hulle op sy hande lees vir hulle bid. En dit kan enigiets wees, kan vir genesing wees. Dit kan wees dat ek werk kry. Dit kan wees dat ek 'n beter werk kry. Dit kan baie dinge wees waarvoor ek vra. En soms sê die Here nee, want jy is nog steeds in jou sonde. En soms sê die Here ja, ek gee jou daai genade. En dan gaan daai persoon uit en dan kry jy dat hulle nog steeds in sonde saamwoon. Jy kry nog steeds dat hulle sonde, dat hulle drink tot hulle dronk word. Jy kry nog steeds dat met die ou dinge aangaan. En dan verstaan hulle nie as die Here vir jou 'n geleentheid gegee het en hy stop dit nie. Want ons het daai kredietkaart weer gebruik. Ons wil nie gaan stikkers nie. Mense verstaan nie dit nie. Ek wil vir jou sê sonde. Bly sonde. Die genade is dat die Here daai sonde vir jou betaal het. En jy het 'n keuse. Maar 3 mense aan daai kruis gehang daai dag. Een is verlore in sy sonde. Hy betaal, soos wat ons gaan betaal as jy nie in Christus is. Aan die ene het ook betaal, hy sy hart vir die Here gegee. Hy het daarom, met ander woorde, sy skuld aan die Here. Die Here het vir hom gesê, vandag nog sal jy saam met my koninkryk. Is dit nie so nie? Ek meen, maar baie kies om Jesus oor en oor te kruisig. Oor en oor, en ons bly absoluut in die sonde vas. My moeder en my suster, ek wil eintlik vir jou sê, as jy nie iewers 'n verandering ondergaan het, dan wil jy nog nie ondergaan. As jy nie iewers, dan jy nog geen keuse gemaak. Iemand vertel vir my Sondag van die vorige dag, so 'n bietjie gekuier, van 'n man wat met haar praat oor sy wat 'n verandering. En hoe sy het nie baie verander nie, sy was altyd 'n goeie mens en al daai tipe van dinge, maar vandat sy die Here ontmoet het, nou sy eintlik al verander interessant, nee, klein veranderings. En nou ek weet nie wat sy die persoon geantwoord het nie, maar my antwoord kom dood eenvoudig. Uit 2 Korintiërs 15. Ekskuus, 2 Korintiërs 5 vers 17. Luister mooi. Daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, alles het nuut geword. Jy sien,
Daar is 'n verandering in jou lewe. Iemand wat radikaal verkeerd was, wat 'n radikale sondaar is, 'n radikale ateïs of 'n satanist, gaan hierdie verandering vir jou radikaal wees, né? 'n duidelike ding. Maar iemand wat mooi in lyn met die beginsels geloop het, maar God nie geken het nie, is 'n klein verandering, jy gaan net amper nie agterkom, maar jy gaan dit agterkom. Klein dingetjies verander vir so 'n persoon. Dingetjies raak, jy besef dingetjies raak, is sinneloos, dit raak is wêreldse dinge wat ek nie meer deel wil hê nie. Ek kyk byvoorbeeld 'n ding nou soos ek in Amerika kyk nou, of ek eintlik, nou wie die Friends begin kyk, hierdie comedy series die einde van die 90s en vroeg 2000. Maar jy daai tyd gekyk het en jy het gelag daarvoor en dit is vreeslik oulik en dit is niks snaaks nie. En nou kyk jy weer en jy sien omtrent elke tweede sin is 'n ou maai kaart. Ja. Né? En ewe skielik is jy bewus daarvan, voorheen was jy nie bewus daarvan nie. Nou sê ek van nou die actors myself en sê dis nie my God nie. Sy sê ou maai God, né? Dis 'n ander God wat hulle dien, maar dit maak dit nie reg nie. Hulle dien dit. Dis nie al nie. Dis mode om van bed tot bed te spring. Nee, daar sekere behoeftes en ons bevredig het vir die plaas nie getroud gewees. As dit die grootste normale ding is, ek kyk op praat hulle byvoorbeeld dinge soos manlikheid word bewys deur die feit dat hy 'n versameling pornografie het. Dis die norm, dis al die vyand wat jare terug begin werk het. Maar ewe skielik raak jy bewus van sulke goed. Ewe skielik wil jy ook saam met mense kyk, maar jy sien nie lus vir die sinnelose praatjies en die onveilige grappies nie. En om dronk te word saam met hulle sulke goed nie. Jy verwys sulke goed. En as jy nie meer interessant nie, jy gaan verander. Ek wil sê as jy nie verander het nie, jy nog nie. Dan moet dit dan, of jy nou 5 of 50 is, dan kom 'n dag wat iets in jou verander. Dit kan drasties wees, of jy drastiese sondaar was, of dit kan klein wees. Die mooiste, wonderlikste mense wat ek ken is ateïste. Jy sal dink hulle is Christene, maar hulle is verlore, maar dit is nie Jesus. Ek sê nooit vergeet, ek kan rekord na my pa, dit is, gaan ons vir sy troostdiens. Ons as hy diens doen, is een van die min keer dat ons as familie by mekaar kom agterna. Dis nou die geleentheid waar ek en sy ook daar kan wees en albei my broers is daar en hulle vrouens en hulle kinders en my niggie, ek weet nie wie nog almal nie. Wat is nog wanneer mense by mekaar kom? Dis gewoonlik wanneer mense mekaar by vergewe ook is troues en dan meeste van die tyd by begrafnis. Dan was jy beskryf met die vir mekaar. Ons almal by mekaar, né? Maar net want ons is almal daar skeye dan. Maar ek sit en kyk so, ek probeer ook nou wat deel wees, maar ek kom agter, ek is nie deel van die goed. Hulle praat goed wat sinneloos is. Hulle maak grappies wat sinneloos is. Hulle bespreek dinge soos die beste brandewyn of die beste wat ook al. Jy weet goed is wat so, en ek dink myself, was ek ooit deel hiervan? Met besef my was. En dis nie dat ek beter as hulle is. Dis nie, ek is nie meer deel daarvan. Ek is nie meer deel van die grappies, ek is nie meer deel van die gesprekke. Jy voel eintlik as jy ouers wat buitekant in 'n visbou in kyk om die vertoning. En ek kyk so op na Marie, ek kan so klaar, kyk ons mekaar maak mekaar gesinne klaar hoor. Ons het dieselfde gedagtes, ek weet so klaar wat er op aangaan. En toe ons terugry te praat het, want nou wil sy natuurlik nie kom nie, want dit was nou my familie. Maar in elk geval, maar toe ek nou uitpraat, toe kom sy ook sê sy beleef dit ook. Dit is net, jy besef nie, maar nou kom jy met sulke, want nou is jy met vreemde mense, dit is mense saam wie ek groot geword het, maar ewe skielik besef ek maar iets in my het verander. Ek het ontmoeting met die Here. En dis wat gebeur. En as dit nie in jou lewe gebeur het, dan moet ek sê, dan moet jy soek weer, maar dit gaan nie net gebeur nie. Die Here het klaar vir jou die prys betaal aan die kruis. Hy het klaar betaal. Maar hy wag vir jou om te sê, o Gees van die Here, kom woon vir my, en kom maak my, kom haal hierdie ou hart uit, dit sit vir my nuwe hart, en kom verander my. Die woord van die Here sê, Hebreërs 12 vers 14, sonder heiligmaking sal jy God nie sien nie. Hoe word jy heilig gemaak? Jy kan nie jou eie krag hê. Ek het nou gepraat van godsdienstigers. Hulle dink deur die wet nou, deur dit eie werke kan dit nie regkry nie. Net die Gees van die Here. Jy sien, dis wat met die woord, ek praat altyd van logos en rema. Ek het baie te doen met mense wat net die logos oor die geskrewe woord en hulle verstaan soos hy geskryf is. Maar wanneer jy deur die Gees van die Here gelei word, dan word hy rema, dan verstaan jy die skrywer en jy verstaan wat hy probeer sê. En dan begin alles in plek val en sin. Maar jy kan dit nie regkry sonder die werking van die Heilige Gees. Amen. Amen. Dit werklik so. So ek sê vir jou vanmôre, die Here Jesus Christus by die laaste
maaltyd wat hy geëet het, die laaste Pasga. Die laaste Pasga is 'n profetiese gebeurtenis in die sin van dat die Here sê, hy sê in Johannes 6, wie my vlees eet, het deel aan my. As jy nie my vlees eet en jy nie deel aan my nie, dit is die lewende brood wat jy vir altyd voed. Dit gee vir jou die ewige lewe. Hierdie is my bloed, die bloed wat jou reinig van jou sondes. En dis waar die instelling van die nagmaal. Wanneer ons die nagmaal herdenk, dan herdenk ons dit nie as 'n profetiese, ons herdenk is iets wat reeds gebeur het en ons herdenk ons vier het. Maar dis heilig, dis hoekom die nagmaal heilig is. En dis 'n baie belangrike gebeurtenis. Glo jy? Dis goed so. Jakobus sê die Bose Geeste glo en hulle sit en weer van af. Hoekom? Want hulle het nie verhouding met die Here nie. Jy sien, wanneer die Here praat van geloof, die geloof ons met die gaan vir 'n verhouding met hom. En om 'n verhouding met jy uitdruk en klop aan die deur, hy sê klop en ek sal vir jou oopmaak. Roep, ek sal jou hoor, ek sal jou antwoord. Soek en jy sal my vind. Maar dis 'n beweging van jou kant af. Maar dan moet jy ook weer die Here gaan vir jou wil verander. Dit gaan nie altyd maklik wees nie. Mense gaan jou verwerk, hoor. Glo vir my, ek kom van buite af en my lank gevat om vriende te maak met die boere hier en om 'n oogloop weer te verloor hoekom, want ek het die Here gevind. Ongelukkig, ek oordeel hulle nie. Dis eintlik daai mense wat jou oordeel en jou begin uitstoot as jy is nie meer 'n lekker mens. Jy gaan nie 'n lekker mens wees, hoor. Maar jy maak vir jouself 'n plek in die hemel. Ek sê die ander gaan nie. Hoor mooi voor, ek oordeel nie ander sê, wie gaan hemel toe wie nie. Maar die Here wil jou hier seën. En wat ek vir jou sê, dit gaan oor liefde. Dit gaan nie oor gaan ek hemel toe of nie. Dit gaan oor steek op God met 'n naald in die oog of as ek dankbaar. Is ek so daardie seun wat sy pa net heeltyd misbruik en die pa betaal heeltyd sy skuld vir hom. Maar ek is nooit dankbaar nie. Ek soek net sy geld, ek wil net in sy sak wees. Of ek gaan ook oor die liefde saam. Dit is presies dieselfde met die Here. Is hy maar net jou troos aan die kruis dat ek wat doen wat ek wil. Of kom ek as jy die my kredietkaart betaal, ek kom my stuk, ek maak my klaar dan. Keuse wat jy moet maak. Maar ek wil sê, jou lewe sal radikaal, lyk dit nie radikaal nie, daar gaan 'n radikale verandering wees. Jy gaan dit anders sien. En jy gaan nie meer vrees vir die dood. Die meeste mense wat so in die vlees is, hoor, hulle lewe juis in die wêreld, want ek het net hierdie een lewe, as dit verby is dit verby. Dis hoekom hulle so vrees het vir die dood. Maar wanneer jy werklik ontmoeting gehad het met die Here, het jy nie meer daai vrees. Dan kan jy sê soos die Here vrees, waar jy al dood was jy al. Nee, maar dit is nie, dan ontslaap jy nie. Dan weet jy, ag man, as jy dood kom sou wat, dan het ek die ewige lewe, dan is ek by Jesus Christus vir altyd. Vir altyd. Amen. Amen. Kom ons sê dit, kom ons bid. Liewe Vader, hierdie die kort boodskap het vanmôre vra ek Here dat U elkeen sal aanraak, dat hulle die woord sal verstaan, dat die woord sal aanneem. Liewe Vader, ek vra dat U geheilig word, dat U verhef sal word, en dat U verheerlik sal word. En ons vra U dit in die naam van Jesus. Jy sê Johannes 14, graag my naam, en ek sal doen so die Vader en die Seun verheerlik sal word. Alles gaan tot U verheerliking met dit wat U reeds gedoen het. Ons het U lief, Here, ons weet dat ons lief, daarom het U ons uitverkies. En daarom het U nog voordat ons bely het, alreeds vir ons dit betaal. Soos 'n pa wat ons skuld vir ons betaal. Al het ons eers gevra daarvoor nie, het U dit nog steeds gedoen. En ons wil graag vra Here dat U elkeen van ons sal aanraak, dat ons 'n lewe van dankbaarheid sal lewe. My pa het altyd gepraat van baie keer as mense se lewe van stank vir dank. Vra Here dat ons dank 'n heerlike geur sal wees in die neus, dat dit volkome sal wees. Ek vra Here dat U die nagmaaltafel sal seën, dat U hierdie tekens sal seën in ons liggame, dat U die hande wat dit voorberei sal seën, gelowige hande of ongelowige hande, dat ongelowige hande aangeraak sal word, dan ontmoeting met U sal Here, dat hulle ook 'n keuse kan maak en sê, ek wil hê die Here moet ook in my kom woon, ek wil hê die Gees van die Here moet my ook kom verander, ek wil ook daardie krag ontvang, sodat ek die wêreld kan weerstaan en anders kan wees, soos wat U wil hê ons moet anders wees. Here, help ons om die volmaakte offer te wees, sodat U sê daar in Romeine 12, om ons liggame te stel as 'n reine offer vir die Here Jesus Christus, om te sê nee, ons word deur die Gees gelei, nie meer deur die vlees. Help ons daarmee, maar word U dan ook verheerlik wanneer ons uitgaan, wees die naprediker wanneer ons uitgaan. Seën hierdie nagmaaltafel, seën die voedsel in ons liggame, ons bid dit in Jesus kosbare naam. Amen. Amen.
en ons seën ek en ek vra die Facebook kykers en YouTube kykers